My naam is Dominee Nico Swart en ek is van die AP Kerk Pretoria Oos. Vir baie mense is hulle naam belangrik. Daar is al in baie rolprente en in programme baie keer optredes van mense wat in gevegte en in rusies betrokke raak oor hulle naam. Daar's mense wat al hulle lewe gegee het ter wille van hulle naam. Ek onthou hoe my ouers so baie keer vir my gesê het, jou naam loop jou vooruit, beskerm jou naam. En daarin was opgesluit dat mense vorm 'n mening, mense dink hulle leer jou ken rondom jou naam, dinge wat hulle van jou hoor, wat hulle veral by ander mense hoor. So jou naam is dan belangrik, 'n goeie naam. Daar is gesinne, families, wat belangrik was, dat as daar 'n nuwe kind gebore is, moet hy 'n spesifieke naam kry. Hy moet in die familie stamboom moet name gevind word om vir die seentjie te gee waaraan hy dan swaar dra, maar wat belangrik is want dit dui op sy familieherkoms. Somstyds dogtertjies ook die familienaam. Nou gaan ons na die skrifte en ons lees in Matteus 1. Lees ons van Jesus Christus, sy name. Alreeds in vers 18 lees ons van die geboorte van Jesus Christus. Albei die name, Jesus en Christus, word daar vir ons gegee. Lees ons verder in dieselfde hoofstuk, in vers 21, word daar vir Josef gesê, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes gaan verlos. Jesus se naam beteken dan iets soos verlosser, wat hy dan ook is, want dit is hy wat wel gekom het, wat wel gesterf het aan die kruis, sodat ons van ons sondes verlos kan word, sy kinders wat verlossing ontvang. In vers 23 lees ons die naam Immanuel, wat dan ook beteken God met ons, om sy teenwoordigheid aan te dui. Daardie teenwoordigheid, waar hy as mens eers gewandel het hier op die aarde en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God en sy Gees in ons teenwoordig is. Die Gees wat hy beloof het in Johannes. So, deur sy Gees is hy by ons teenwoordig. Sy belofte in Matteus 28 is dat hy ons nooit sal verlaat nie, dat hy altyd by ons sal wees. Ek is met julle tot aan die einde, deur sy Gees, Immanuel, God teenwoordig. Die ander naam kry ons in vers 18, naamlik Christus, maar wanneer ons 'n bietjie verder kyk in Matteus in hoofstuk 16, praat Jesus met die disippels en vra hy vir hulle, wie sê julle is ek? En dan is Petrus die een wat praat en wat sê, u is die Christus. En wat is daardie begrip, die Christus? Dit is 'n betekenis van die gesalfde. U is die een, die Messias, wat beloof is in die Ou Testament. In boeke soos Jesaja, die Psalms, so baie is die Messias beloof, en wanneer Petrus dan hierdie belydenis doen, dan is dit wat hy sê, u is die een wat beloof is, u is die Christus, u is die Messias, die gesalfde. Net daarna gebruik die Here Jesus dan juist Petrus se naam, en sê hy vir hom, jy is Petrus, en op hierdie naam, op jou sal ek my kerk bou, op hierdie rots. Jesus Christus, die Messias, Immanuel. Daar is so baie ander name ook, wat ons nie eers alles kan aanraak nie, in 'n kort tydjie, die lam van God, die leeu, die koning, so baie name wat hom beskryf. Maar die feit is, sy naam is goed. Dit is die naam wat ons moet bely. Ons lees ook in Johannes 17, in Jesus se naam word gebede verhoor. Daarom is dit belangrik, dat wanneer ons bid, dat ons sal bid in die naam van Jesus Christus. Sy naam is goed, sy naam is mooi. Dit is die naam wat ons moet bely voor mense. Dit is die naam wat ons moet uitdra. Die goeie naam,
Jesus Christus, met alles wat daarmee saamgaan, gesalfde, Messias. Hoe wonderlik is dit, om daardie naam te kan bely. Kom ons bid saam. Here, help ons, om die naam van Jesus Christus voor mense te bely, in ons persoonlike lewens, in ons kerke. Dit is die naam wat ons moet uitdra. Dankie vir die naam, Jesus Christus, wat vir ons gegee is, en in wie se naam ons alles kan bid. Amen.